Jy staan vanoggend vir ons voorbereiding vir die groot lydensweek wat vir ons voorlê. Op die bord ons tema is daai bekende vraag: vir wie soek julle? Vir wie soek julle? En dis daai bekende vraag wat Jesus mos vir die soldate gevra het toe hulle hom in hegtenis wou neem. Vir wie soek julle? En ons teksgedeelte wat ons gaan saam lees is Johannes 18 vanaf vers 1 tot en met vers 12. En hou gerus jou Bybel daar oop, so 'n ryk teksgedeelte. Of miskien jou selfoon, jy's op YouVersion en jy's saam met ons by Johannes 18 vanaf vers 1 tot en met vers 12. Nadat Jesus dit gesê het, het hy met sy disippels oor Kedron spruit gegaan. Daar was 'n tuin en hy en sy disippels het daarin gegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy disippels dikwels daar gekom het. Judas het toe die afdeling soldate gevat en die wagte in diens van die priesterhoofde en die fariseërs, en hulle het daar aangekom met lanterns en fakkels en wapens. Omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, het hy vorentoe gekom en vir hulle gevra: vir wie soek julle? Jesus van Nasaret, antwoord hulle hom: dit is ek, sê hy toe vir hulle. Judas, sy verraaier, het ook daar by hulle gestaan. Toe Jesus dan vir hulle sê: dit is ek, het hulle teruggedeins en op die grond neergeval. Hy vra hulle toe weer: vir wie soek julle? En hulle sê: Jesus van Nasaret. Toe sê Jesus: ek het vir julle gesê, dit is ek. As julle my soek, laat die mense hier by my dan toe om weg te gaan. So sou vervul word wat hy voorheen gesê het: van die wat u my gegee het, het ek niemand verlore laat gaan nie. Simon Petrus het 'n swaard by hom gehad. Hy ruk dit toe uit, slaan daarmee na die slaaf van die hoofpriester en kap sy regteroor af. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus: sit die swaard in sy skede terug. Moet ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader my gegee het nie? Toe het die afdeling soldate onder die kommandant saam met die wagte in diens van die Joodse raad vir Jesus gevange geneem en hom geboei. Op die bord van so kernvers is vers 4. Omdat Jesus geweet het wat oor hom gaan kom, het hy vorentoe gekom en vir hulle gevra: vir wie soek julle? Nou sien jy dadelik in jou Bybel dat vers 4 sluit aan ook by vers 7 op die bord. Hy vra toe weer: vir wie soek julle? En hulle sê: Jesus van Nasaret. Op die bord saam met my, as ons dink aan die ou bekende Afrikaanse digter en sanger ook, Koos Du Plessis, wat daai wonderlike lied geskryf het, Kinders van die Wind. Dink ek nogal hy het op 'n plek gekom in daardie hele lied om 'n baie groot waarheid oor die mens saam te vat, net in 'n paar woorde. En dit was juist die woorde van swerwers sonder rigting, van soekers wat nooit vind. En eintlik was almal maar kinders van die wind. Kinders van die wind. En ek dink Koos verstaan iets van die mens as 'n wese wat maar net soekers bly, wat eintlik nooit vind. Op die bord, dit bring ons dan juis uit by ons eie soektogte, waarmee ons in die lewe besig is. Nou daar is 'n generasie wat deesdae genoem word die soekgenerasie. Ken julle die soekgenerasie? Nie dadelik bekend vir julle nie. Maar kom ek gaan vra gou, hande op, wie van julle het sommer in hierdie week
in jou huis of daar waar jy bly die sin gebruik? Wie van julle het my beursie gesien? Ek soek my beursie. Hande op. 2 van julle, baie dankie. Wie van julle het eers in hierdie week ook vir iemand anders te gesê in jou huis, wie weet waar is my sleutels? Ek het eers hier neergesit. Ek soek my sleutels. Of wie het gesoek na jou selfoon vir die soveelste keer? Hande op. Dis hy, baie dankie. En iemand moes hom weer bel sodat jy hom kan opspoor. Ek het nou dag uit Langeberg Mall het ek gestap. En toe stop ek en skielik weet ek nie waar my motor is nie. En ek begin te soek na my motor. Ek soek na my motor. En ek kry hom toe later aan. Gelukkig toe nou. Maar voor jy jou oë uitvee, is jy ook deel van die soek generasie. Goeie navorsing wat ek raak toe gelees het, beweer dat die gemiddelde mens spandeer ongeveer 6 maande, hoor mooi, 6 maande van sy leeftyd om te soek na items in sy eie huis. Dis 'n groot deel van ons leeftyd. Die top 5 items is fone, 2 sleutels, 3 dokumente, 4 brille, beursies, en ek het sommer 'n 61 bygesit, pille. Ek was ook sommer in hierdie week op Google gewees, en ek doen toe net 'n Google search, 'n soektog, en ek lees toe eers dat die normale mens, gewone mense, soek omtrent 9 ure per dag, is mense op 'n skermpie. Het sy jou selfoonskerm, of dalk 'n rekenaarskerm, of selfs die TV-skerm deesdae, wat ons as mense besig is om iets te soek. 9 ure per dag toon goeie navorsing vir ons. Mense soek, watse medikasie kan ek gebruik vir hierdie nuwe kwaal wat ek nou weer gekry het? En dit is geen refleksie op enige ouderdomsgroep vanoggend hier saam met ons nie. Mense soek ook adresse. Ek self is gereeld op Google Maps, dan soek ek wie bly waar. Dis 'n groot soektog vir my, belangrik. Mense soek ook na winskopies. Ek wonder wie van julle soek gereeld op jou foon na die goeie winskopies, die sales. Veral dan by die slaghuise. Jy hoef nie hande op te steek nie. Of by die sparre, of by die Checkers. Kyk jy, waar is die beste inkopies vir jou kruideniers? Ek wonder wie van julle sit vanoggend hier en kan redelik assosieer met my, dat ons soms daai 9 ure per dag spandeer om te soek op die TV-skerm na 'n baie goeie Netflix series. Wat is die nuwe series wat ek nou kan kyk? Maar dink net gou aan ons soektogte. Wat so kragtig is daarvan om net vanoggend te snap, is dat jou soektogte stuur jou lewe. Dit vorm ons, vir ons as mense. Dit gee rigting in jou lewe. En dit laat jou soms sekere goed doen, wat jy nooit gedink het, ek sal ooit op hierdie aarde doen nie. Maar jy doen dit. Ek was juis in hierdie afgelope week so 'n bietjie gedwing in my eie program, in my eie besig wees, om net vir myself te vra, maar Johan, waarna soek jy? Want dit voel vir my, daar so klomp goed waar agter ek aan hardloop. Ek is dan hiermee besig en daarmee besig, en toe moes ek my vra, maar waarna soek ek regtig? Want ek is nie seker altyd dat dit waarmee ek besig is waarmee ek moet besig wees. Dalk miskien in my eie oë nie. Maar ons hardloop agter goed aan. Ons soek dit. Want dit het direk te maak met ons begeertes wat ons het. Daarom sê Koos Du Plessis,
Ons bly maar soekers wat eintlik nooit vind. En ek dink toe Koos dit nogal toe geskryf het, daai woorde, moes hy sekerlik diep gereflekteer het oor die illusie wat ons baie keer glo, dat as ek nou dit gekry het, dit waarna ek soek, as ek nou dit gekry het, jong, dan gaan ek 'n vreeslike happy mens wees. Kyk, as my skip daar in die hawe inkom, en dit is daarop, jong, dan gaan ek nou regtig tevrede wees. As ek net dit kan hê in my lewe, waarna ek so soek, jong, dan gaan ek regtig voel, nou het ek 'n punt bereik, waar ek voel, nou het ek alles. Ek is nou hoogs tevrede. En daardie iets, waarna ons so soek, kan letterlik enige iets wees. Dit kan selfs iets wees soos mag, soos daai woordjie beheer, dat ek soek eintlik beheer in my lewe, sodat ek meer beheer kan hê oor my eie lewe. En ek is op soek na daai beheer oor ander mense se lewens. Jong, as die mense net kan doen wat ek sê hulle moet doen, jong, dan gaan hierdie wêreld mos 'n baie beter plek wees. En ek moet erken vanoggend, ek was al in baie kerklike vergaderings, waar ek ook dit werklik geglo het. Jong, as hierdie mense wat hier sit, net sal doen wat ek vir hulle sê, dan gaan alles reg uitwerk. Dan gaan hierdie wêreld 'n beter plek mos wees. En ook die kerk 'n beter plek wees vir almal van ons. Ons kan soek na hierdie beheer. Ons kan ook soek na iets soos sukses. Dat ek op 'n punt kan kom in my lewe dat ek net kan voel, maar alles val nou so mooi in plek, soos wat ek daaroor gedroom het, dit moet wees. Ons kan ook soek na iets soos goedkeuring deur mense. Dat ek soms snaakse goed doen, sodat ander maar net vir my kan laat verstaan, maar jy's okay. Ons aanvaar jy as mens. Ons kan soek na daai goedkeuring. En dit bring ons juis vanoggend by Jesus se groot vraag op die bord. Vir wie soek julle? Vir wie soek julle? Nou weet ons almal mos, hierdie vraag van Jesus is nie net gerig aan die soldate en dan die wagte van die Joodse raad wat hom in hegtenis wou neem nie. Hierdie vraag is ook gerig aan my en aan jou. Dis asof Jesus hier voor ons staan vanoggend. En hy kyk ons in die oë en hy vra vir ons elkeen, vir wie soek jy? Vir wie soek jy? En 'n baie groot saak wat Jesus eintlik hier uitlig vir ons, is dat ten diepste, agter al ons soektogte, ten diepste, het ons 'n soeke, elkeen van ons, nie na iets, die wat nie, maar na iemand. Ons soek na 'n persoon, en hy het 'n naam, en sy naam is Jesus. Ons soek na hom. Op die bord, daai bekende woorde ook toe van die ou kerkvader Augustinus, wat in sy belydenisse ook toe geskryf het, in hoë Engels, Thou hast made us for thyself, O Lord, and our heart is restless until it finds its rest in thee. Op die bord net gou weer in baie mooi Afrikaans, U het ons vir U self gemaak, o Here, en ons hart is onrustig, totdat dit in U tot rus kom. Nou, Augustinus het hierdie geskryf in Latyns, en is nou nogal interessant, onlangs wat ek raak gelees het, is iemand wat weer net gaan kyk het na die Latynse oorspronklike van Augustinus, en wat hy vir ons uitlig is nogal belangrik, dat ons moet sien, dat in daai eerste gedeelte, U het ons vir U self gemaak. Kry ons die Latynse woorde ad te, dit wat eintlik letterlik beteken, daar is 'n beweging,
As ons dit in Engels sou kon vertaal, sou ons gesê het dat we are tilted toward you. Ons is gekantel in die rigting van God, sê Augustinus. En hy praat hier van alle mense. Alle mense, herinner hy ons, is gemaak met hierdie diep begeerte aan 'n diep vriendskapsverhouding met die lewende God. Dis ons diepste begeerte. Dis waarna ons hinker. Dis waarvoor ons gekantel is, om met 'n diep verhouding met die almagtige God te leef. Tweedens, dit wat hulle uitlig juis oor hierdie sinnetjie van Augustinus, dat ons moet dit raak sien, dat hy sê dat ons hart, so hy sê nie ons harte is onrustig, totdat dit rus vind in U nie. Dis ons hart. So dit gaan oor die hele mensdom, het eintlik 'n onrustige hart. 'n groot onrustige hart, wat soek en begeer om rus te vind in die lewende God. En toe ek daaroor nadink in hierdie afgelope week, toe besef ek, maar dit is so 'n groot boodskap, juis in hierdie tye waarin ons nou leef, met hierdie groot onrustigheid oor die hele wêreld, en klomp uitsprake van konflik en rusie, en ek wil sê oorlog daarmee saam. Dis is 'n ons ding, ons hart is onrustig, totdat dit rus vind in die Here. Dis die mens se diepste begeerte, is om rus te vind in 'n diep verhouding met die lewende Here. Op die bord, Dawid het dit werklik reël beleef. En dan sê hy ook vir die Here, en hy kom in kontak juis met hierdie diep begeerte wat hy het, as hy sê, ek soek U, o God, my God, ek dors na U, ek smag na U soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Op die bord, kyk gou weer saam met my na vers 4 en 5, omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, het hy vorentoe gekom en vir hulle gevra, vir wie soek julle? Jesus van Nasaret, antwoord hulle hom, dit is ek, sê hy toe vir hulle. Dis Jesus van Nasaret. Dis die een waarna ons soek. Ons soek na die persoon, Jesus van Nasaret. En net soos Dawid, raak ons baie keer bewus van hierdie diep begeerte, hierdie soeke, na die lewende God, na die Jesus van Nasaret, as dit met ons moeilik gaan. As die pad wat ons moet loop, moeilik raak. As dit swaar gaan in ons lewens, dan kom ons weer in kontak met hierdie diep begeerte, wat ons as mense het, aan Jesus van Nasaret. Dis juist wanneer ons gestroop is van alle pretensies om te dink dat ek beheer alles en almal rondom my en selfs my eie lewe. Dis juist wanneer ons gestroop raak en ons kom agter dat dit wat ons gedink het, gaan ons dors les, ons nie werklik ons dors les nie. As ons in kontak kom juis met daai dors wat ons het aan Jesus. Juis vanoggend het ek weer gedink aan daai bekende verhaal van die Samaritaanse vrou in Johannes 4 op die bord, waar Jesus dors was en hy wou water gehad het. Dan lees ons daar, maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. En ek dink net soos hierdie vrou, wend ons onsself baie keer tot water om ons dors te les, wat ons eintlik net weer dors laat. Jesus sê hy is die water.
Ons moet hom drink. Drink hom en jy sal nooit weer dors kry nie. Kan ek afsluit, want jy's in hierdie gedeelte, kom daar so 'n groot uitnodiging vir my en vir jou, jy's vir hierdie week wat vir ons voorlê op die bord. En dis die uitnodiging om net te weer in hierdie tyd bewus te raak van die prentjie van God, die bepaalde unieke beeld van God waarmee jy leef elke dag. Want jou prentjie, jou beeld van God, wie hy vir jou is, vorm eintlik hierdie soeke na Jesus. Dit vorm dit. Met hierdie vraag, vir wie soek julle? Word ons eintlik bewus net van ons prentjies van God waarmee ons elke dag leef. En elkeen van ons het 'n unieke prentjie, 'n beeld van wie God vir jou is. En dalk is dit juis vir hierdie week, Groot Lydensweek, Heilige Week, op pad Goeie Vrydag toe, Stil Saterdag, Paasondag, dat ons in kontak weer kan kom met die prentjies waarmee ons elke dag leef, ook van God. Want soms kom 'n mens agter dat die prentjies van God waarmee jy leef is eintlik heeltemal vals. Dis gebaseer op valse waarhede, wie God juis nie is nie. En dit kom uit verskeie plekke van ons lewens uit. Dit kom uit ons kinderdae uit. Dit kom uit ons ervarings uit. Veral dan slegte ervarings, ons pyn, ons lyding, ons swaar kry. Ook binne die kerk het ons prentjies van God gevorm. Sommiges van ons leef dalk op hierdie oomblik met 'n prentjie van God, dat hy's daar ver, hy's daar eenkant. Hy's nie werklik betrokke by my alledaagse radwerk van die lewe nie. Of God is vir jou 'n verskriklike regter. Hy staan net altyd reg om te oordeel en te veroordeel. Of dalk sien jy net God as totaal en al afwesig in jou lewe. As jy met so 'n prentjie leef van 'n afwesige God, hy's daar, hy is daar, jy glo dit, maar hy's nie regtig deel van jou alledaagse lewe nie. Dan wil jy mos nie regtig saam met so 'n God leef nie. Dan wil jy hom eerder eenkant hou, want hy is tog so ver van 'n mens af. Kyk gou saam met my, as jy jou Bybel daar oop het, wat was die soldate se prentjie van God gewees? Met watse beeld van God het hulle geleef? Hoogstwaarskynlik was Jesus vir hulle maar net nog 'n man gewees. En hulle het nie werklik besef dat dit Jesus is wat voor hulle staan nie. Daarom het hulle omgeval, omdat hulle skielik besef het, maar dit is hy wat hier voor hulle staan. Net soos Jakob ook daar in Genesis 28 vers 16. Toe hy daai oggend wakker geword het nadat hy geslaap het op daai klip as 'n kussing. En dan sê hy, maar die Here is op hierdie plek en ek het dit nie eens besef nie. Die Here is hier en ek het dit nie eers besef nie. Dan lees ons ook dat die soldate kom daar aan met fakkels en met wapens. Hoekom juist wapens? Hoogstwaarskynlik het hulle 'n prentjie gehad van God as dominerend. Hulle het gehoor dat Jesus is die koning van die Jode en 'n koning het mos klomp manskappe by hom en hy wil kom oorlog maak. So hulle moes hulle self verdedig teenoor hom. God kan gevaarlik wees as jy hom te naby jou toelaat. Dit was dalk hulle prentjie, hulle beeld van God waarmee hulle geleef het. Hy's dominerend. En daarom was hulle dalk bang vir God gewees. Baie subtiel kan ek dink ons ook baie keer. Net soos die verlore seun daar in Lukas 15, kan ons God op 'n afstand hou, omdat hy daar ver is, omdat hy nog nie naby gekom het nie.
En dan weerhou jy jouself van daai diep omhelsing waarvan Jesus gepraat het in Lukas 15 vers 20 van sy Vader. Dalk as God dalk vir jou daar een kant bly en jy wil hom graag op 'n afstand hou, weerhou jy jouself om daai diep omhelsing van God die Vader te ervaar in jou lewe. Op die bord, vir wie soek jy? Wat is die prentjie van God waarmee jy op die oomblik leef en waarmee jy in kontak moet kom ergens in hierdie week? Op die bord, kyk net gou weer vers 4 en 5. Jesus vra vir hulle juis, vir wie soek julle? En dan antwoord hy later self, dit is ek. Ek is die een waarna julle soek. Soldate, vir wie soek julle? Mense van 2025, vir wie soek julle? En Jesus antwoord, dit is ek. Nou is nogal interessant om te kyk na die Griekse vertaling. Ons Nuwe Testament oorspronklik is hierdie woorde baie sterk, waar Jesus sê, dit is ek. En hy reflekteer dan ook, hy verwys na Eksodus 3, waar God aan Moses verskyn het. En Moses dan op 'n stadium vra, Here, maar wie moet ek sê vir die Israeliete as ek nou na hulle toe moet gaan? Wie is u? Wie is u? En dan sê die Here, sê maar net vir hulle, dit is ek. Ek is, het jou gestuur. Dink net wat daar gebeur het. God se teenwoordigheid, sy woorde, het soveel krag. En Jesus sê ook, vir wie soek julle? Dan sê hy, dit is ek. Dit is ek. Hier is ek. Daarom hoef ons nie in die duister rond te tas om te soek na Jesus nie. Hy sê, dit is ek. Hier is ek. Ek is hier. Jy hoef nie daar ver te gaan soek op 'n reistog nie. Ek is hier. Op die bord, Jesus sê self, wie my sien, sien die Vader. Wie my sien, sien God. En wanneer jy saam met ons in hierdie week ook beweeg, die laaste as dit ware oomblikke van Jesus voor sy kruisdood, op die bord, vra jouself af, wat ontdek ek van God wanneer ek na Jesus kyk? Wat ontdek ek van God? Wat leer ek oor God? Op watter manier kan ek toelaat dat die Heilige Gees my kan help om my prentjie van God dalk weer reg te trek? Wat dalk met die tyd het dit so 'n bietjie troebel geraak, het dit so 'n bietjie uit fokus geraak. Laat toe dat die Heilige Gees jou help en doen 'n bietjie moeite en blaai die evangelies deur en lees weer die storie van die laaste tye van Jesus met Palm Sondag wat hy instap in Jerusalem in op 'n donkie en daai laaste tyd totdat hy ook toe gekruisig word. Wat ontdek ek nie dalk van God deur die optrede van Jesus? Op die bord het ons daai bekende woorde net van Dawid. Ek soek u, o God, my God. Ek dors na u. Ek smag na u soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Amen. Wil jy nie saam met my hierdie woorde miskien bid nie? As jy vrymoedigheid het, sit maar net daar, jy kan jou oë toemaak of jy kan sommer net volg saam met my hierdie woorde en dan bid ons dit saam. Ek soek u, o God, my God. Ek dors na u. Ek smag na u soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Amen. Baie dankie, ons gaan ook nou ons laaste lied saam sing. Dis daai bekende, u het die brood gebreek eens vir my. En ons gaan dit staande doen ook en jy's met hierdie gedagte
Ons word ook daardeur herinner dat juis in hierdie week kom Jesus self en hy sê vir jou, maar ek het die brood gebreek. Myself as die brood is gebreek vir my en vir jou. Kom ons staan op en dan sluit ons ook af met hierdie lied. As jy weer 'n bietjie kans kry om weer te gaan kyk na Johannes 20, dis juist na die opstanding van Jesus, dan verskyn hy aan sy disippels en dan wanneer hy by hulle is, dan sê hy vir hulle vrede vir julle. En dan blaas hy oor hulle en dan sê hy ontvang die Heilige Gees. En dan weer sê hy vrede vir julle. Nou as ek julle uitstuur ook vir oggend, dan wil ek graag net as 'n simbool, is niks magies nie, wil ek graag oor julle blaas en ook die vrede van die Here uitspreek oor julle. Want Jesus sê ontvang die Heilige Gees, vrede vir julle. Amen.